uit die Bybel net lees vanaand. Die geloof in Jesus en die gevolge daarvan. Dit staan in 1 Johannes 5. Ek gaan die hele hoofstuk lees. En dan gaan ons 'n bietjie hoor wat beteken dit om in Jesus te glo. Met ander woorde, die opskrif van die Afrikaanse Bybel sê die geloof in Jesus en die gevolge daarvan. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. So glo jy dat Jesus die Christus is. Daardie Jesus wat op die kruis gehang het van Golgotha. As jy dit glo, is dit uit God gebore. Met ander woorde, jy het nie by jouself besluit jy gaan dit glo nie. Maar God het dit in jou hart vir jou gewys. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Soos jy lief is vir die Vader, dan het jy vir Jesus ook lief. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het. Wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. In ander woorde, ons vir God lief is en ons bewaar sy gebooie, dan weet ons het die ander kinders van God ook lief. 1 Johannes 5. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. Met ander woorde, ons kan dit nie doen nie. As ons God lief het, gaan ons wil sy gebooie bewaar. Dit gaan, toe jy met jou man of jou vrou trou, ek praat van daai eerste tyd, daai honeymoon tyd, wou jy nie graag alles vir hom doen nie? Ons is nou klomp vrouens, wou jy nie graag alles vir Letitia doen nie? Ja, baie wil nog steeds, want nou is nou dames wat nou nie meer manne het nie, hoor? En hoekom ek praat van daai eerste tyd? Want dit is die tyd voordat die wat huwelike gehad het, wat nie lekker was nie. Ek wil julle terugvat na daai herinnering van die eerste tyd, toe julle verlief was, en julle nog nie geweet het, dat dit gaan swaar wees in die huwelik nie. Maar jy kon nie wag om iets vir jou man te doen nie. Jy kon nie wag om iets vir jou vrou te doen. Jy kan nie wag om te gehoor het, hoe was sy dag of hoe was haar dag nie. Jy kon nie wag as sy of hy gehuil het om te troos en vas te hou nie. Jy kon nie wag om die lewe makliker te maak vir daai persoon nie. Dit is wat dit beteken. Want dit is die liefde tot God. Daardie liefde wat God self in ons hart kom sit het, wat maak dat ons wil sy gebooie onderhou. En sy gebooie is nie moeilik nie. Die Nuwe Testament sê Jesus vir ons, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele gees, jou hele krag, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan lees ons in Romeine 13. As ons lief het ons die hele wet, ons praat nou van die 10 gebooie, het ons hom onderhou, het ons dit in vervulling gebring. Vanoggend het ek en Isak David gepraat en die eerste 4 gebooie van die 10 gebooie, is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, gees en verstand. En die volgende 6 van die 10 gebooie is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, en Romeine 13 bevestig vir ons wat Jesus gesê het vir ons in Johannes, in die boek Johannes sê Jesus vir sy disippels, dat in een van die evangelies vra hulle vir die Here, nou wat is die grootste gebod? Markus, ek gaan dit so vinnig sê, ek dink is Markus 13, vers 30 en 31. Kom ek kyk of ek dit reg onthou. 13 vers... Is dit nou 13? Nee, Markus 13 is daar. Hierso, Markus 12. Vers 30 en 31. Hulle vra vir die Here, wat is die grootste gebod? En die Here antwoord hulle, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is die enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand,
en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan sê Romeine 13 van ons, en ek voel ek moet dit net weer bevestig, want daar is so baie verwarring rondom hierdie goed. Romeine 13 vers 8 sê vir ons, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Onthou die woord het gesê dat Jesus het nie die wet tot niet kom maak nie, hy het hom kom vervul. En God is liefde. Jesus is liefde. Het jy nog? Ok, so daardie liefde het God in ons hart uitgestort en dis met daardie liefde wat ons vir God kan lief hê en wat ons vir Jesus kan lief hê en wat ons medegelowiges kan lief hê en wat ons onsself kan lief hê. En dit sal maak dat ons sy gebooie bewaar, want ons wil dit graag doen. Ons wil graag sy gebooie bewaar. Ons wil hom behaag. Ons wil hom gelukkig hou. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. So met ons geloof wat ons het, wat die Here vir ons gegee het, gaan ons die wêreld oorwin. Maak nie saak wat op ons pad kom nie, ons gaan dit oorwin. Hier die woord bevestig dit vir ons, dat ons geloof sal die wêreld oorwin. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. So ons sê ons glo Jesus is die Seun van God. So wat sê dit vir ons? Ons gaan die wêreld oorwin, want Jesus het die wêreld reeds oorwin. Hy het die wêreld oorwin toe op die kruis gekom al, hè? Dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Jesus die Christus. Nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is waarheid. Hier bedoel hulle daai wat die Heilige Gees op Jesus neergedaal het, toe Jesus gedoop is, né? Want daar is 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord. Johannes 1 sê, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God, en die Woord het vlees geword en tussen ons kom woon. So wie is die Woord? Dis Jesus, né? En die Heilige Gees. En hierdie 3 is 1. En daar is 3 wat getuig op die aarde. Ekskuus. Die Gees, Heilige Gees, en die water en die bloed. En die 3 is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis van homself. Met ander woorde, hierdie getuienis wat hierso van gepraat word van Jesus Christus, as jy in die Seun van God glo, dan, hoor wat sê hy, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. So hierdie getuienis is in jou hart gedeponeer. Jy hoef dit nie te gaan soek nie. Die Here het in jou hart gedeponeer. Hy wat nie glo nie, het God, het hom, hoofletter en in ander woorde het vir God tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het. Met ander woorde, die mense wat dit nie glo nie, maak eintlik dan vir God tot leenaar. Kyk. En dit is die getuienis. Nou sê hy vir ons, nou gaan ek sê soos pastoor sê, dis nou 'n dubbelpunt, wat beteken dit, hier kom 'n verduideliking, né? Dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Het julle die Seun van God in julle harte? Soos jy die Seun van God in jou hart het jy die ewige lewe. Want die ewige lewe is in hierdie Seun, wie se naam Jesus Christus is. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie.
Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En kan glo in die naam van die Seun van God. Dit is vir jou bevestiging. As jy glo in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, dan sê hy, hierdie woord, hierdie 1 Johannes 5 is geskryf vir jou, sodat jy, hy sê, dit het geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet, dat julle kan weet, nie kan wonder nie, dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. En dan kom daar iets in, hè? En dit gee ons die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vra volgens sy wil. En ons weet dat hy ons verhoor, en ons weet dat hy ons verhoor, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. So as ons hom toe gaan en ons bid en ons vra vir hom iets, en ons is in hierdie verhouding met hom, dan weet ons hy gaan dit vir ons doen. Dis net nie te sê dit gaan nou wees. As iemand, nou praat hy iets heeltemal anders. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood toe is nie, moet hy bid. En hy sal hom die lewe gee. Die Here gee vir ons die antwoord. Wat doen ons as mens? As ons broeder of suster sien wat 'n sonde doen, dan kan ons nie gou genoeg daarvan praat nie. Want die Here sê nee, dis nie wat ons moet doen nie. Hy sê ons moet bid, en hy sal hom die lewe gee. As ek die skrif reg verstaan, sal hy die persoon wat die sonde doen, dan die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar's 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Julle weet die Bybel sê, as ons teen die Heilige Gees sondig, is daar nie vir ons vryspraak daarvoor nie. Ja, dit staan daar so. Alle ongeregtigheid is sonde. Hoor mooi, alle ongeregtigheid is sonde. En daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Hoor, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom. Nou wat gebeur nou as ons nou gestruikel het? Hier sê die Bybel dan, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Het julle al agtergekom, as julle 'n fout maak, hoe vinnig sê die Heilige Gees vir julle? Dis hoe die Heilige Gees ons help om dit onmiddellik vir die Here te gee, sodat dit van ons af kan weggaan. Want, onthou, voordat Jesus gesterf het op die kruis, het die sonde oor ons geheers. Maar nadat Jesus op die kruis gesterf het en ons hom aangeneem het, heers ons nou oor die sonde. Dis waar dit inkom, ons bewaar, hy bewaar homself. Met ander woorde, ons bewaar onsself van sonde. Ons gaan nie opsetlik sondig nie. As ons nog opsetlike sonde het wat ons doen, moet ons die Here vra om ons te help om daarvan vry te kom. En dan wil ek sê, dit is omdat dit nog vir ons lekker is om dit te doen. Ek weet, partykeer is pity party baie lekker. En dan moet jy nogal hard werk om daai pity party ding uit jou uit te kry. Veral as jy altyd mense jou so jammer gekry en mense so gou na jou toe gehardloop het wanneer jy nou nie lekker is nie. En dit is nogal een van die goed wat ek gesien het in my eie lewe wat ek moes nogal hard aan werk om te sê ek soek jou nie in my lewe nie. So dit beteken bewaar homself. Met ander woorde, ek identifiseer hierdie ding wat vir my stryd is. En wat doen ek? Ek begin myself bewaar van om begin vir die Here vra help my. Ek wil dit nie deel van my lewe maak nie. En dan as ons nou dink aan Paulus wat sê dat wanneer hy dan nou wel 'n sonde gedoen het, is dit nie hy wat die sonde doen nie, maar dit is die sondige vlees wat die sonde doen, maar dan sy innerlike mens word hy versterk na Jesus Christus toe, né? Okay. En maar hoor wat sê die einde van hierdie versie, en die bose het geen vat op hom nie. So die bose kan ons nie vashou nie, as ons hierdie ding verstaan nie. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Julle weet die wêreld lê in die mag van die bose toe die vyand ons nou vir Adam en Eva uitoorlê het, né?
Maar ons moet ook onthou, Jesus het teruggekom, en hy die sleutels van die doderyk gaan haal, en hy het hulle uitgeklee, so, dit is hoekom die Bybel vir ons hierso sê, by hierdie skrifgedeelte, dat dit is 'n skrifgedeelte wat ek vanoggend gelees het, daai wat sê van, is dit Johannes 17, kom ek kyk of ek kan onthou, hierdie ene wat sê, dat die Heilige Gees ons gaan kom oortuig van oordeel, van sonde, geregtigheid en van oordeel. Die versie van oordeel, vers 11 sê, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Met ander woorde, toe Jesus op die kruis gehang het, het hy hulle geoordeel. Hulle is klaar geoordeel. Hy het hulle klaar verslaan, en dan sê die Here, omdat die bose nog in die wêreld is, en ons kan duidelik sien die bose is nog in die wêreld, maar hy sê die bose gaan geen hou vas op ons hê nie. Daar waar die Here vir die disippels gebid het, wat die Here vir die Vader gevra het, dat die Vader moet nie die disippels uit die wêreld uithaal nie, maar hy moet hulle bewaar van die bose. Dit is wat hy hier ook van praat. Want die bose sal geen vat op ons hê nie, want die Here sal ons bewaar van die bose. Onthou, daai gebed is nie net vir die disippels gebid nie. Daai gebed is vir ons almal gebid wat deur die disippels tot redding gekom het. As jy 'n bietjie verder in daai hoofstuk in Johannes gaan lees, dan sê Jesus daar, en ook vir die wat deur hulle prediking tot redding sal kom. Dis my bewoording van daai skrif. En ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God, en die ewige lewe. Hoor wat sê hierdie skrif, hoor wat sê hierdie skrif van Jesus. Hy sê, Jesus is die waaragtige, en God het vir ons die verstand kon gee, om die waaragtige te kan ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, God se Seun, Jesus Christus. Nou sê hy, nou praat hy van Jesus Christus. Hy, Jesus Christus, is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Mag die Here ons help dat ons kan identifiseer as ons 'n afgod in ons lewe het. En dat ons ook daarvan kan vrymaak en ons daarvoor kan bewaar dat dit nie 'n afgod in ons lewe wees nie. Prys die Here. Is dit nie wonderlik om te dink dat as ons in Jesus Christus glo, wat kry ons nie? Hierdie vaste versekerheid dat ons die ewige lewe het. Die vaste versekerheid dat ons in die waaragtige is, wat die Seun is, wat God is en wat die ewige lewe is. Amen. Dankie Here dat U ons nie halfpad kom red het nie, maar dat U ons volkome kom red het. Dankie Here dat U sê U het vir ons die verstand gegee om dit te kan verstaan. Here, as ons dalk nog dit nie verstaan nie, vra ek vanaand dat U ons verstand sal open, sodat ons dit sal verstaan. En ook Here, enige iemand wat die video gaan kyk, op daardie oomblik Here, dat hy hulle verstand sal open, om die waarheid te kan verstaan, dat U hierdie liefde in ons hart gesit het, om U te kan ken, om die begeerte te hê, om die gebooie te onderhou, om te sien dat Jesus die Christus ons kom red het, in ons harte woon, ons in Hom woon, dat hy die waaragtige is, dat hy God is en dat hy ewige lewe is, Here. En dat ons bewaar word van die bose en dat ons veilig is in hierdie verhouding met U. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.